Rosari se Kamakama eenkant diep in die bos gourmet restaurant. Adele Reinders. Hierdie storie gaan hand aan hand stap met Pastoor Peper se Alleenloper Begrafnisklub Orkes. Maar Rosari het haar eie storie. Al wat sy en Carlos de Ruiter in gemeen gaan hê, is die feit dat hulle gaan bure wees daar diep in die bos in Marlothpark. Dit was 4 dae na Rosari se 58ste verjaarsdag toe die nuwe direkteur van die maatskappy haar inroep en vertel dat sy nou te oud en te lig in die broek is om meer daar te werk. Toe ou meneer Diablo nog geleef het en heel wat gereis het sy dikwels vrou alleen die fabriek bestuur, aankope gedoen, die manne bestuur, bemarking gedoen, sy het 'n wit bord teen die muur gehad en die swyswerk wat gedoen moet word tussen die 3 werkers verdeel. As een sukkel, het sy gewys en self geswys. Meneer Diablo het haar mos mooi geleer. 3 jaar voor dit het meneer Diablo op sy finale reis vertrek, in die rype ouderdom van 90, en die fabriek val toe in sy 57-jarige erfgenaam se skoot. So sê hy, wat in sy pa se kantoor en in sy stoel kom sit, met sy werklose 40-jarige vrolike Flossie Ambrosio, wat skielik kom lyfie rondgooi. Rou van Italië af, en dink hulle kan 'n swysmaatskappy in Afrika sonder Rosari bestuur en aan die gang hou. Van die begin af was daar reeds geluide. Rosari Hartman moet een of ander tyd gaan. Hulle kan haar R15.000 salaris baie beter benut en sonder haar dienste regkom. Rosari se kinders is lankal uit die huis, of soort van. Hulle woon onder dieselfde dak as sy, die helfte daarvan, die seun. Die erfhuis wat sy van haar ouers gekry het, waar hulle in die groothuis bly en sy in die klein woonstelletjie agter die groothuis. Maar sy mag nie gesien word nie en sy mag nie praat tensy daar met haar gepraat word nie. Sy mag niks doen behalwe sy gevra word om dit te doen nie. En sy word nooit genooi na enige van die skoonfamilie kuiers nie. Sy moet verkieslik nie eens daar rond wees nie. Die tekens van ons tyd. Die dat Rosari toe maar begin pak en uitgooi en skoonmaak en planne maak. En een keer wegloop na haar hartsplek, Marlothpark toe, om die moontlikhede om daar te gaan bly, te gaan ondersoek. As sy moet weg uit haar erfhuis, sal sy kies om in die bos te gaan woon. Dit is toe daar, waar sy hierdie eenkant verpoepte, diep in die bos, verwaarloosde huisie met 1 slaapkamer raak gesien het, en uitgevind het, dat die eienaar daarvan hopeloos te veel vir die huis en die grond wil hê. Die plek staan al vir 5 jaar leeg, en is vir langer as dit in die mark. Daar is lankal nie meer Eskom elektrisiteit nie, en die sonpanele het van die dak af na hande verwissel en is toe te voet daaruit. Dit is wat gebeur as 'n plek so lank leeg staan. Dit alles gebeur die eerste deel van hierdie jaar, nadat die Diablos haar iskamele lomsom vir haar 36 jaar getroue diens daar uitbetaal het. Sy bel om te hoor of die huis nog in die mark is. Sy skakel daar die nommer, wat sy op 'n handgevefte bordjie teen die huis raak gesien het, toe sy daar rondgery het. Dis 'n eienaar verkoop, geen agente nie, het die man gesê. Sy het al met hom gepraat. Onthou hy haar, vra sy. Sy is Rosari Hartman. Sy het 3 maande gelede met hom kontak gemaak, daar uit Marlothpark. Nee, hy onthou, hy het mos haar nommer op sy foon gebere, net die gevoel gehad, dat sy gaan terugkom na hom toe, oor daardie einste huis, en hier is sy nou. Maar sy het ongelukkig nie al die geld wat hy vir die plek verlang nie, so kan sy vir hom 'n deposito gee, die rest dalk afbetaal aan hom, oor 3 jaar, al moet sy ophou eet, want sy kan nie dink dat die bank vir haar op hierdie ouderdom 'n lening meer gaan gee nie, veral nie, nou dat sy nie meer werk nie. Die man het lekker gelag vir die geldjies, wat sy hom aangebied het en gesê, lanklaas het hy met so opportunist, soos sy gepraat, maar aangesien hy 'n prokureur is, daar in Kaapstad, waar hy bly, en aangesien hy nooit meer by die ou huisie uitkom daar in Marlothpark nie, kan hulle dalk iets uitwerk. En toe vat hy haar geld,
alles wat sy gekry het vir haar 36 jaar lange diens. Hy sou seker haar spaargeldjies ook wou gevat het, as hy net daarvan geweet het, die bietjie wat sy in die 36 jaar kon wegsit. Daai bietjie gaan elke maand die res van die huur koop, moet afbetaal. Toe adverteer sy haar granny flat en kry 'n huurder vir die plek, tot haar kinders se ergernis waarskynlik. Hulle wil dan nie eens die erf met haar deel nie. Wat gaan hulle dink van 'n vreemde huurder daar, op die eiendom wat sy van haar ouers geërf het? Maar dit is deel van haar pensioen, so sorry buddies. En van nou af gaan hulle die huur wat hulle altyd aan haar betaal het, gebruik om elektrisiteit te koop en erfbelasting en al daardie lastige goed van Tshwane, wat altyd vir haar rekening was om te betaal. Met haar nuwe plek se kontrak nou in plek, maak sy 'n afspraak om haar seun te sien by sy voordeur. Hier is die munisipale papiere en die afskrif van die laaste rekening vir elektrisiteit wat sy op datum gebring het. Hulle kan die elektrisiteit net so op haar naam los. Sy soek nie meer hulle huur bydra nie. Hulle gaan die volle bedrag op elektrisiteit en op die rekening spandeer. Hoekom nou? Wat gaan aan? Wil die mannetjie weet. Want sy trek bos toe. Haar woonstel word verhuur. Gelukkig is daar 'n aparte ingang na haar plek daar aan die agterkant van die huis toe. Die huur van haar plekkie gaan na haar toe kom. Haar seun sê, maar die huurder weet sy gaan ook elektrisiteit koop. Hier is die afstrik van die huurkontrak ook. Die dame trek die einde van die maand in, sê Rosarie ferm. En ma gaan waarheen? Maak het saak, gee hulle om. Hulle wil tog nie regtig weet nie, solank dit net elders is. Bos toe, antwoord sy vaag. Wil ma inkom, sal ons daaroor praat? Nee, dankie my kind. Ek het nog so een en ander om eers af te handel. Buitendien is sy mos gewoond daaraan om die kant van die toetraliehek met hulle te staan en praat. Wanneer gaan ma? My trek kom donderdag. Hierdie donderdag, sy gesig verhelder, wat 'n verligting, hulle is ontslaaf van haar. Sy sal nie wys dat sy hartseer is, omdat sy hulle dalk nooit weer gaan sien nie. Sy antwoord dapper, hierdie donderdag ja. Hier is 'n stel spaarsleutels van my woonstel. Ek sal my stel vir julle hier onder 'n blompot los, as julle dalk Vrydag weg is, wanneer ek in die pad val. As ma se trek donderdag kom, hoe gaan ma die aand slaap? Op my oprolmatrassie, antwoord sy. Haar seun se vrou kom by. Sy luister soos gewoonlik na die gesprek vanuit die sitkamer langs die portaal. Vir die eerste keer sedert die jonger dame verplig is om amper gratis in 'n huis te bly wat sy nie vir haarself sou gekies het nie, lyk sy vrolik en opgewonde. Het sy reg gehoor? Trek ma! Sy het reg gehoor, ma gaan. Nou hoekom het ma nie vir ons van ma se planne vertel nie? Ons ten minste net gewaarsku het dat so iets sou kom nie. Nou maar wanneer sou sy? Hulle sien mekaar mos glad nie. Hulle woon miskien op dieselfde perseel as sy, maar hulle sit nie hulle voete in haar plek nie. Aanvaar geen tee of eet 'n uitnodiging van haar af nie. Ry weg vir naweke sonder om te groet en laat weet haar per WhatsApp as sy dalk kan sien om vir die honde en die kat kos te gee. Kom terug sonder om te groet en sonder 'n dankie dat ma toe vir die honde kos gegee het en die kat onder haar vlek geneem het. Maar sy wat Rosarie is ordentlik. Sy sal hulle groet. Sommer nou. Maar ma, dis nou eers maandag. Reg, maar sy weet mos sy gaan hulle nie vir die res van die week weer sien nie. Daarna draai sy om en stap na haar woonstelletjie toe om verder te gaan pak en uit te gooi. Woensdag, wanneer die asblikmanne kom, gaan iemand bokse en sakke vol allerhande goed skaar. Intussen kom die sleutel vir haar nuwe plek met die koeriers aan. Die vorige eienaar het met die sekuriteit daai kant gereël om haar trek te ontvang en oop te sluit met die ekstra sleutel wat hulle daar hou, sou haar trek dalk voor die tyd daar aankom. Hy ken die ouens by die sekuriteitsmaatskappy baie goed. Hulle doen graag vir hom die guns. Donderdag laatmiddag, toe die treklorry uitry, stap haar seun oor. Gly daar 'n skaduwee oor sy gesig toe haar leeplek sien. 'n Ma en haar seun.
Al was sy blykbaar maar 'n slegte ma, daar is tog steeds 'n band tussen hulle, al sal hy dit waarskynlik vir die res van sy lewe wil ontken. Haar dogter en die se man bly oor see. Met Lindy praat sy daarom meer gereeld as wat sy en haar mense hier op dieselfde erf met mekaar praat. Wanneer haar seun Cornel loop, skrop sy gou die vloere en maak vir Oula's wasbakke en die stort skoon. Dit is makliker om te doen wanneer 'n plek leeg staan. Sy drink koffie, eet 'n beskuit en klim op haar matrassie om te slaap. 8:00 die volgende oggend is sy op. Sy laai haar matrassie, beddegoed en reissak met laaste klere in haar Atos. 8:30 is haar nuwe huurder daar. Sy kom die sleutel van haar huis haal. Sy weet die kontrak sê sy moet die einde van die maand intrek, maar kan sy asseblief intussen 'n paar van haar goedjies begin aanry? Ja, vanselfsprekend kan sy, en hier is die nommer van die inwoners van die groot huis. Sy naam is Cornel Hartman, as hy dalk in die toekoms iets met iemand moet bespreek. Hy is die baas van hierdie plaas. En so klim Rosarie in haar kar en ry vir die laaste keer van haar lewe uit Pretoria weg. Sy sal dit nie eens oorweeg om te kom kuier nie. Sy weet mos dat sy nie welkom is hier nie. Snaaks, hoe vry sy voel toe sy by Millie's instap om middagete vir haarself te koop. Niks jaag haar nie. Die treklorry het op 2 ander plekke ook gestop. Sy ry lank voor haar trek onder deur die grasdak van die toegangshek by Marlothpark. Amper verdwaal sy na haar nuwe huisie toe. Sy was mos nog net 1 keer tevore daar, die dat sy verkeerd afdraai en eers by 'n Spaanse styl villa beland. Die plek is lankal gebou en lyk heeltemal anders as die gewone steen en Basuto hoedhuisies wat op 'n stadium so gewild was hier in die bos. Haar huisie, waarin sy nou trek, is ook nie standaard nie. Dit is piepklein en van asbes. Voordat sy omdraai om weer by die pypsteel uit te ry, lees sy die naam langs die nommer van die villa wat oor 4 eislike groot erwe opgerig is. De Ruiter, Barcelona in 2 woorde. Rosarie glimlag, Barcelona. Nog iemand wat alleen deur die lewe gaan, sekerlik. Sy ry verby 2 leë erwe in die grondpad en toe sien sy die stamp waarop haar erf se nommer geverf is. Die ou van die treklorry moet bel as hy nie omtrek is. Sy sal hom by die bopunt van die pad moet kry. Binne sluit sy haar huisie oop en begin vinnig uitvee en skoonmaak. Daar waar sy haar eetkamermeubels en haar bed gaan sit, net betyds, want toe bel die treklorry. Hulle draai nou net in die straat af waar haar huis blykbaar staan. Flink stap sy uit en gaan wag vir hulle in die grondpad. Net toe kom 'n swart Mercedes Vito van iewers af aangery. Hy sit 'n flikkerlig aan, afkom die venster en een van die aantreklikste mense wat sy in 'n lang tyd gesien het, loer uit. 'n Uitlander verseker. Maar toe vra hy in Afrikaans: "Dame, waar is jou voertuig? Liefs moet jy nie in hierdie dele wat so ruig is in Marlothpark te voet loop nie. Hier loop soms leeu's en luiperds en ons soek nie konflik en ongeluk met wilde diere nie." Daar, sy beduie by die pypsteel in. My kar is daar binne. Ek wag vir my trek om te kom. O, en daar sien ek dit nou ook. Die man kyk om en sien self die reuse trok, wat hopelik nie die hele grondpad gaan op koffie nie, want hy frons effens. Anders frons hy, want hy dink waarskynlik, daai trok is groter as die huis waarin hierdie meubels nou moet gaan. Waar wil die vrou alles pak? Want toe hy uiteindelik weer die frons tussen sy wenkbroue glad gestryk kry, sê hy: "Dan is julle ons nuwe bure. Die naam is Carlos de Ruiter. Ek is Rosarie Hartman. Aangenaam," sê sy en dink, sy's nie 'n ons nie, hy mag 'n ons wees, maar sy's alleen. Toe moet die man vinnig pad gee, want die trok moet indraai, presies
daar waar sy swart wethou nou tot stilstand gekom het, word vervolg.